dit is 'n wonderlike dag. Dit is 'n dag om die Here te loof en te prys, want hierdie is die dag wat die Here gemaak het vir ons, en hy het vir ons alles gegee wat ons nodig het om 'n oorwinning te lewe. Vandag wil ek vir julle sê, kom ons loof en prys die Here, want hy is wonderlik, hy's 'n bonatuurlike God, hy's 'n almagtige God. Kom ons sluit ons oë. Ons Hemelse Vader, ons dankie dat ons vandag vrye toegang het deur die bloed en die liggaam van Christus, Here. Hoe wonderlik is dit nie om voor die troon te kan staan, my God, en te weet dat die goedertierenheid en die genade is nie elke oggend. Hoe wonderlik is dit nie om te weet ons kan U aanroep as die skepper van die hele aarde, Here. U is die groot ek is. Ons is nooit alleen nie, U is altyd teenwoordig. God, U is die God wat alle dinge weet en alles kan vermag. Daarom gee ons alles in U hande oor vandag. En ons vra, Here, dat hierdie 'n tyd sal wees wat U ons sal toerus, sodat ons hierdie week in oorwinning kan lewe tot eer en verheerliking van U naam. En ons loof en ons prys U daarvoor in Jesus naam. En hulle wat saamstem sê amen. Halleluja. Kom ons sing saam iets, the Holy Ghost in power. Jesus is giving me a
alomteenwoordig, hy's almagtig, hy's al groot. En ons gee hom al die lof en die eer en ons aanbid hom met alles wat in ons is. Amen. So ons gaan vanmôre sing soon and very soon, want die Here kom binnekort en ek hoop jy is gereed. Ek hoop die saak met God is reg. Kom ons sing soon and very soon. From the
U is goed, Here Jesus, U is goed. Kom ons sing vir hom met oorgawe vermoë. Ons roep uit en ons proklameer dat hy is die God wat goed is vir ons, dat hy is die wat ons gekoop het, losgekoop het en vrygemaak het. Want hy is wonderlik. Is dit nie waar dat ons kan sê vandag dat hy is meer werd as enigiets anders as wat ons kan besoek nie? Kom ons sing. U is vir my meer werd as silwer. He
is niks wat kan vergelyk met U, Here. As ons voorberei om te sing, U is verhewe, maak ons harte oop, Here, want ons wil vandag weet, Here, dat ons die skepping U wil vereer, dat ons die naam wil ophef, Here, want U is groot, U is magtig, U is almagtig. Reinig ons sodat ons U kan aanbid in waarheid en in gees.
wil sê, my God, ons wil graag oorgee in die hande vandag. As ons oorgee selfs soos in die lief. Ons proklameer vandag dat Jesus is die Here, die Seun van God. Ons kom vandag en ons roep uit en ons sê, my almagtige God, ons wil U aanbid met alles wat in ons besteed. Verander ons, Here. Maak ons meer soos U, Here. Ons dank U daarvoor vanmôre in Jesus naam. Amen. En amen. U is verhewe, Here. U is verhewe, ja, U is verhewe, ja, U is verhewe, die Skepper verhewe, die zalige sloof iemand, die is verhewe. Verander my vandag. Help my, Here, sodat ek kan wees meer soos U. Dat ek kan wees, Here, soos wat U vir my beplan het om te wees. Halleluja. Ons sê welkom vir almal hier so vanmôre. Veral vir die kinders wil ek sê welkom. Ons het ongelukkig nie vanmôre kinderkerk nie, so ons gaan van Januarie af sal ons die hele ook 'n kinderkerk reg hê, en vir die jong mense gaan ons die jeug hê, waar die jeug betrokke is op Vrydag, hulle nou Vrydag afgesluit, so hulle begin weer in Januarie, maar dit beteken nie ons moet die kerk toe kom nie, né? Ons moet kerk toe kom, want ons preek ons vir almal, vir elkeen van ons. En ek wil vanmôre vir u aanmoedig, en ek wil vanmôre vir u sê, die boodskap wat ek vanmôre wil bring is dat Jesus is nie skaam om ons broeders te noem nie. Jy weet wat 'n voorreg dit, ek weet nie of ons baie keer besef, wat is die voorreg wat u en ek het, om kinders van God genoem te word nie. Ons kyk na die wêreld, jy weet, en baie keer vra ek die vraag vir die mense, ek sê, is almal kinders van die Here wat in die wêreld is? En die antwoord is hier dood eenvoudig nee. Want die skrif sê net, hulle wat hom aangeneem het hy reg gegee om kinders van God genoem te word. En dit is wat God is. God het ons almal geskep. En hy het Adam en Eva geskep. En as ek gaan na die stamboom toe wat ek in Lukas vind, vat ek dit in die woord van Lukas, gaan die stamboom terug, en hy gaan terug tot by Adam, en hy sê, Adam, die seun van God. En ons sien dat die skepping van die mens is in werklikheid bedoel om God se kinders te wees. Elke mens is veronderstel om 'n kind van God te wees. Maar as gevolg van die sondige natuur, het ons afskeid geneem as kinders van God, en aan die wêreld gelykvormig geword, en vol sondaars geword, en die duiwel begin volg, en ongehoorsaam gewees. En uiteindelik kom die voorreg ons weer toe Jesus aan die kruis gesterf het, maak hy hierdie belydenis, en hy sê, Here, red hulle. Elkeen van hulle, Here, nie net hulle nie, sy gebed vir ons in Johannes 17 is so duidelik, wat hy sê, Here, nie net hierdie mense wat vandag hier is, Here, maar red elkeen wat deur hulle prediking gered gaan word, vir generasies wat kom. En daarom weet ons vandag, dat as een ek Christus aangeneem het, dan is ons kinders van God. So vanmôre wil ek 'n boodskap bring, om te sê dat hy is nie skaam, om my 'n kind van God te noem nie.
En die woord van die Here is so, en ek lees in Hebreërs 11, Hebreërs 2, vanaf vers 11 tot 14. Hy sê, want hy wat heilig maak, sowel as hulle wat heilig word, is almal uiteen. Hoe wonderlik is dit die Here dat sê, dat hy wat heilig gemaak het, en dat hulle wat heilig gemaak word, is almal een. Die Here het ons aangeneem. Hy het ons aangeneem as sy kind. Die oomblik toe jy en ek Christus aangeneem het hy ons aangeneem. Hy sê, om hierdie rede skaam my om nie om hulle broers te noem nie. Dink net daaraan dat Jesus, die Seun van God, Jesus wat God in homself is nie skaam om vir een my te sê broer nie. En hy roep ons aan, vers 12 sê, wanneer hy sê, ek sal die naam aan my broers verkondig, in die midde van die gemeente sal ek die prys. Bring Here Jesus en hy sê, hy vat ons lofsang, en hy bring dit op tot die Vader. Hy vat dit saam met ons en hy moedig ons aan, om God te loof, en om God te prys. Hy gaan verder in vers 13 en sê hy, en verder, ek sal my vertroue op hom stel, en verder, hier is ek, en die kinders wat God my gegee het. Jy weet, dit is wonderlik, as ek dink dat Jesus het saam met 12 disippels geloop, en het hulle toegerus vir die evangelie. Maar tog is daar 'n skrif wat sê, God vertrou homself nie in die hande van die mens nie. Dan weet ek, dat die oomblik toe hy boodskap vir die 12 disippels gegee het hy vir elke instruksie gegee. En die instruksie wat hy vir hulle gegee het hy gesê, gaan en wag in Jerusalem. Hy sê, tot julle gevul word met die Heilige Gees, sodat julle krag kan ontvang om my getuienis te wees. En ander woorde, by ander woorde, God het nie staat gemaak op die mens nie. Hy het staat gemaak op die feit dat die Heilige Gees van God wat in die mens is, die werk sal verrig, wat noodsaaklik is sodat die evangelie kan voortgaan en dat ons lewe kan aangaan. Daarom kan Christus hier sê, en die kinders wat hy my gegee, kan hy weer vir u bring. Ek dink daaraan toe Jesus gebid het, het hy gesê, Here, hier is hulle wat jy my gegee het, en hy bid vir die disippels. Hy sê, behalwe vir die een wat in opstand gekom het, wat Judas was. En Judas het God verloor. En daarom wil ek vandag sê, dat het noodsaaklik is, dat jy weet, dat jy nie moet God verloor nie. Want God noem jy 'n broer. Jesus Christus noem jy sy broer. Hy sê dat jy is 'n kind van God. En ek gaan vandag vir die voordele wys van 'n kind van God. Hy gaan vers 14, hy sê, aangesien die kinders dan vlees en bloed deelagtig is, het hy ook dieselfde manier deelagtig geword. En ander woorde, Jesus het mens geword. Jesus het vlees geword, sodat hy deur die bloed hom tot nie kon maak, wat mag oor die dood het. Dan wil hy ons plek ingeneem, om opstand te neem teen die vyand, en vir Satan te vernietig, sodat ons in oorwinning kan lewe, sodat nie en ek gered kan word, dat ons weer kinders van God kan word. Ek kyk na Hebreërs 2 vers 17, en as ek kyk hierso, hy het soos ons geword, sê die skrif, sodat hy ons kon red. Ek dink aan 'n storie wat ek jare terug gelees het, van 'n man wat, jy weet, met die winter en die somerseisoene kry jy dat die ganse, of die eende wat op die damme is, vlieg noord en vlieg suid. As het begin sneeuw in die noorde, dan vlieg die eende suid, dan gaan hulle in die suid, en hulle vlieg duisende kilometers, om by nuwe plekke te kom, waar hulle kan woonagtig wees. Maar een jaar in die winter baie vinnig gekom, en toe uiteindelik, toe was daar 'n trop eende wat op die dam agtergebly het, wat te laat was, want toe die dam klaar opgevries, en is te laat toe vir hulle om te vlieg, want hulle vlerke is te nat, die sneeuw is te veel, hulle kan nie vlieg in die storm nie. En nou sit die eende daar, nou wil die boer hierdie eende gaan help. En hoe meer hy probeer om die eende aan te keer, om hulle in die skuur in te jaag, sodat hy hulle kan beskerm, hoe minder wil die eende in die skuur ingaan, hoe meer hardloop hulle rond. En uiteindelik gaan hy in die huis in en hy sê, Here, ek weet nie wat om te maak nie. Hoe kry ek die eende dat ek hulle kan beskerm in die skuur? En die Here sê vir hom, gaan jaag jou eende uit, jou mak eende. Laat jou mak eende dan na hulle toe gaan. En laat jou mak eende dan skuur toe loop.
En toe die makkeende uitjaag, die eerste ding wat hy doen, hy jaag hulle uit, hulle is nie gewillig om uit te gaan nie, maar uiteindelik gaan hulle uit. En toe hulle uit is, toe hy dan wegloop, toe die makkeende na die skuur toe loop die wilde eende saam. Toe het hulle nodig om hulle aan te jag nie, want hulle soort het hulle ingebring. En dit is wat Christus gekom het. Hy het gekom om mens te word, sodat hy ons kan inbring. Hebreërs 2 vers 17, daarom moes hy in alle opsigte aan sy broers gelyk word, sodat hy barmhartig en getroue hoëpriester kan wees, in die dinge wat in betrekking tot God staan, om die sondes van die volk te versoen. Met ander woorde, Jesus het vlees geword, en hy het homself afgebring na die mens toe, sodat hy die mens kan red. As ek kyk na Hebreërs 11 vers 16, hy sê dit weer een keer, en hy sê die woord van God het anders te. Jesus het net nou gesê, ek is nie skaam om hulle broers te noem nie, maar hy praat die Vader met ons, en die Vader sê ons in Hebreërs 11 vers 16, God is nie skaam om hulle sy God te noem nie. Luister wat sê die woord van ons in vers 6, in Hebreërs 11 vers 6, maar nou verlang hulle na 'n beter een. Dit is sy hemelse woning. Hy sê, daarom skaam God hom nie vir hulle om hulle God genoem te word nie. God is nie skaam om te sê, ek is julle God nie. En daarom moet jy en ek nie skaam wees vir die evangelie nie. Kyk in Romeine 1, sê hy vir ons moet nie skaam wees vir die evangelie nie. Hy sê, maar die evangelie is die krag tot verlossing. En vanmorgen wil ek vir die aanmoediging en sê vir die, dat God is nie skaam om jy te erken nie. God is nie skaam om die God genoem te word nie. Jesus is nie skaam om te sê, hy is my broer nie. En dit is so wonderlik as jy dink vandag met miskien Nikkie, ek is dit nie werd nie. Ek is dit nie werd nie, maar wie wil ek gaan na Jesaja 43 vers 1 toe, waar God in werklikheid sê, in Jesaja 43 vers 1 sê, maar nou sê die Here vir jou skepper op Jakob en vermeerder van Israel, wees nie bevrees nie, want ek het jou verlos. Nou hoor wat sê die woord vir jou. Hy sê ek het jou naam geroep, jy is myne. Maar jy is nie per toeval hier vandag nie. Jy is hier omdat God jou by jou naam geroep het. Jy is hier omdat God jou by jou naam geroep het en gesê het dat jy is syne. Elkeen van ons, die Here roep ons by die naam en hy sê vir ons is syne. En hy is nie skaam vir ons nie. Hy roep wat syne is terug na hom toe. Ek dink aan die tyd van Eden, toe Adam en Eva gesondig het, dink ek daarom toe hulle gaan wegkruip het, en die Here het gekom en hy die skrif sê hy na uitgeroep. Ek glo het hulle by hulle naam geroep, en vir hulle gesê, Adam, waar is jy? Eva, waar is jy? Het hulle by naam geroep. Is dit moontlik dat God dit so kan maak? Ja, want God het 'n doel vir u. God het 'n doel vir u en vir my. Ek is nie per toeval 'n kind van God nie. God het 'n plan met my lewe. Hy het 'n plan met jou lewe. En God wil hê jy moet daai plan uitlewe. Ek kyk na Jeremia 1 vers 5. En die skrif sê vir ons, voordat ek jou in jou moeder skoot gevorm het, sê vir Jeremia, hy sê, het ek jou geken. En voordat ek jou in die liggaam uit voortgekom het ek jou geheilig. Ek wil vandag vir u sê, hierdie is 'n wonderlike skrif. Want die skrif sê vir Jeremia, ek het dit gedoen, en God sê, die woord van God sê in Handelinge, hy het geen voorkeur tot die mens nie. Met ander woorde, daar is niemand van die mens wat belangriker is as die ander mens nie. Ek is nie belangriker as jy nie. Jy is nie belangriker as iemand anders nie. En daarom wil ek vanmorgen vir jou sê, dat nog voordat jy gebore was, het God al geweet jy gaan bestaan. Nog voordat jy uitgekom het uit die baarmoeder, sê die skrif vir jou, het jy geheilig. Daarom is dit vir ons so noodsaaklik om te weet, dat kinders wat gebore word gebore as kinders van God. En soos hulle opgroei, kom die sondige natuur in hulle neem oor, en uiteindelik begin hulle wegdryf van God af. En soos hulle wegdryf van God af, kom hulle op 'n punt wat hulle wel die besluit moet neem om weer vir God aan te neem as saligmaker, want die sondige natuur het oorgeneem hulle. En dat nog voordat hy geskep is. Jy weet, as ek 'n paar dinge wil sê in die Bybel wat kan bewys dat God ken jou naam, kyk ek byvoorbeeld na Paulus, en Paulus toe hy die ervaring gehad het met die Here, toe die Here hom in blindheid
oorval het, toe hy die ervaring op die pad na Damaskus toe gehad het, kyk ek in Handelinge 9, vanaf vers 10 tot 12, en daar was 'n disipel in Damaskus, en Paulus is nou in Damaskus. Hy sê met die naam van Ananias, kyk hierso, die Here ken sy naam, en die Here het vir hom 'n gesig gesê, Ananias, met ander woorde, die Here roep hom by naam, net soos hy vir een my by naam roep, sê hy, en hy het geantwoord, hier is ek, Here. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat wat genoem word Reguitstraat, en vra vir die huis van Judas, na 'n man met die naam van Saulus van Tarsus, want kyk, hy bid. Die Here ken sy naam. Die Here ken jou naam. Jy dink miskien jy is nietig en niks waardig nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, die Here roep jou by jou naam. Daarom is jy waardig vanmôre, die Here roep jou by jou naam. Jy is belangrik. Toe sê die Here vir hom, staan op en gaan na die straat toe. En in vers 12 sê hy het in 'n gesig 'n man met die naam van Ananias sien inkom, wat hande op hom gelê het, sodat hy weer kon sien. Weet wat die snaakste van alles is vir my? Hierdie man Ananias het die Here geken. Hierdie man Ananias het gehoor gegee aan God. Hy het gaan bid vir een man, en hierdie man het groot dinge vermag vir die Here. En ons hoor nie weer van Ananias nie. Maar ek wil vir julle sê, dat die Here ken jou naam, en hy roep jou vir 'n doel. Maak nie saak hoe nietig jou doel is nie. Miskien sê die Here net vir jou, bemoedig hierdie persoon. Gaan sê vir daai persoon, die Here te lief. Die Here het 'n doel met jou lewe, want jy weet nie wie jy aanraak nie. Jy raak dalk mense aan wat groot verandering bring. Ek dink aan die getuienis van Billy Graham. Wat Billy Graham sê, hy het op een keer het hy gegaan na 'n cruise toe, jy weet 'n tentdiens toe, toe by die tentdiens kom, toe hy instap, toe's daar mense, maar nie te veel mense nie, en hy besluit toe, jy weet, hy wil heel agter sit, hy wil net so vinnig uitglip, jy weet, as die diens nie na sy smaak is nie. En op daardie stadium toe red die Here se siel. En hy het groot werk vir die Here gedoen. So jy weet nooit wat sy impak het dit wat jy vir u doen. Ons kyk byvoorbeeld, ek sê vir my vrou, ek kyk na die Bybelskool wat ons het, en baie keer sê op, en baie keer sê af, en dan weet ons nie, jy weet, is dit werklik wat die Here wil doen nie, maar dan kyk ek terug wat God gedoen het, dan dink ek aan 'n jaar, soos in 2005, toe ons 5 mense wat ek oplei, en ek lei 5 mense op in Portugees, en toe ons hulle oplei in Portugees, toe vat die een pastoor, die ander pastoor se vrou, en die ander pastoor betaal die ander pastoor om hierdie pastoor dood te maak, omdat hy sy vrou gevat het, en 3 van hierdie mense is uitgeskakel, 1 is dood, en 1 is in die tronk, en 2 is in die tronk. En hier sien ons dat, daar bly net 2 mense oor, en nou raak 'n mens bekommerd, en dink jy, maar as al jou werk nie verniet nie, en een van hierdie mense gaan na Mosambiek toe, en hy begin die evangelie in Mosambiek verkondig, en vandag sit ons in Mosambiek met oor die 76 kerke, wat die Here dien, wat hy dit ontstaan het, en een mens wat die evangelie gevat het, en gehardloop het, en elke van die kerke het plus minus 200 lidmate. As ons vandag kyk, dan kan ons nie besef wat sy impak een persoon kan hê. Daarom is dit belangrik dat jy moet weet, al is jy een, God het 'n doel met jou lewe. Al dink jy die impak wat jy maak is nie groot nie. Jy bring miskien die boodskap net aan die een wat dit nodig het, en daai een persoon bring vir jou totale oorwinning. Ons kan kyk na Gideon. Gideon wat 'n man was wat weggekruip was, hy was bang. Hy kyk hierso en hy kyk in Rigters 6 vers 13 kyk hy, toe vra Gideon hom, ag my Here, as die Here met ons is, waarom het al hierdie dinge ons dan oorgekom, en waar is al die wonders waar ons vaders ons van vertel het, deur te sê, het die Here ons nie uit Egipte laat optrek nie, maar nou het die Here ons verwerp, en ons oorgegee in die hande van die Midianiete. Met ander woorde, as die mens afvallig raak, dan raak hulle weg. Maar daar is nog een mens wat die Here weet, dat as ek die een mens roep, dan kan ek 'n verskil maak. En hy vat die een mens, wat sy naam Gideon is, en hy vat hom en hy sê, kom maak soldate by mekaar, en uiteindelik toe dat hy die soldate minder word, tot dan net 300 manne oorbly. En hy vat die 300 manne, en hy verdryf 'n weermag van oor die 10.000 manne, met 300 manne.
verdryf hy hulle en hy kry oorwinning, want God gee oorwinning. Hoekom? Want God het hom by naam geroep. Want die wonderlikste is, as ek kyk in Rigters hierso, sê Gideon, hy sê, Here, maar ek kan dit nie doen nie. Hy sê, want ek is die kleinste in my stam. Ek is die kleinste wat hierdie dinge, ek kan nie hierdie dinge vermag nie. Jy weet, ek is niks nie, ek is niemand nie. En die Here sê vir hom, hy sê, ek sê vir jou, Gideon, gaan, want ek gaan saam met jou. En toe hy die woord hoor wat God sê, ek gaan saam met jou, toe sy bereid om te gaan. En ek wil vanmôre vir u sê, God sê vir u, ek gaan saam met jou. Maak nie saak waarheen jy gaan nie. Jy voel miskien baie keer, dit wat jy doen is nietig. Jy voel miskien baie keer, jy het nie die nodige gesag om aan te dring op hierdie dinge nie. Maar God sê, hy gaan saam met jou. Want hy doen jou broer. Jy is nie 'n niks. As ons vandag kyk, dan sien ons dat God maak die seuns van die mens seuns van God. Want wat het hy gedoen? Hy het die seun van God gevat en hom die seun van die mens gemaak. God het vir ons ingetree. En 1 Johannes 1 vers 12 sê, maar almal wat hom aangeneem, hulle het hy mag gegee om kinders van God te word, aan hulle wat in sy naam glo. Glo jy vandag dat Jesus is die seun van God? Glo jy vandag, want dit is wat noodsaaklik is. Kan nie vashou daaraan, want as ons gaan kyk na die woord, dan sien ons, hy het sy naam vir ons gegee. In Markus 16 vers 17 en 18 sê, en vir hulle wat glo, sal hierdie tekens volg. Hy sê, in my naam, met ander woorde, hy gee vir ons die gesag. Hy sê, in sy naam sal ons duiwels uitdryf, met nuwe tale sal hulle spreek. Hy sê, slange sal hulle opneem, en hulle sal iets dodeliks drink, sal dit geen kwaad doen nie. Op die siekes sal hulle die hande lê, en hulle sal gesond word. Hoeveel wonderwerke, en hoekom gebeur die wonderwerke nie? Want ons vertrou nie meer vandag, en ons glo nie meer dat God kan deur ons werk. En ek wil vandag vir sê, God kan deur die werk, nie net in die kerk nie, by die werksplek, by die skool, by die huis, tussen die kinders, tussen die familie, by die bure. God kan deur die werk, want God het nie geroep as sy kind. God het nie, in dieselfde gesag wat in Jesus is die dieselfde gesag wat in U is. Ek wil vanmôre vir sê, die skrif sê in Romeine, sê vir ons duidelik, hy sê dieselfde gees wat Jesus uit die dood het opgewek het, is in U vandag. Daai selfde gees is in U vandag. Hy gaan verder, hy sê vir ons in 1 Johannes 3 vers 1 en 2, ons sal soos hy wees. Hy sê in 1 Johannes 3 vers 1 sê vir ons, kyk, wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het, dat ons kinders van God genoem kan word. Hy sê, om hierdie rede ken die wêreld ons nie. Is dit nie snaaks dat as jy Christus aanneem, dan begin die wêreld se vriende die wegstoot nie. Hy sê, daarom ken die wêreld ons nie meer nie. Hulle stoot ons weg, omdat ons hom nie geken het nie. Omdat hulle hom nie geken het nie, hulle ken nie van God nie. As hulle die wegstoot, moet jy weet, hulle stoot nie weg, omdat jy die probleem is nie, maar hulle ken God nie, want hulle ervaar God in jou, maar hulle kan nie met God saamleef. Daarom stoot hulle jou weg. En vanmôre gaan ons verder. Hy sê ons Johannes 15, hy sê dat, weet wat wonderlik is, hy sê nie ons is net broers nie. Hy gaan verder en hy sê ons is vriende. Ons is vriende, dit is wat God is. Sy intimiteit is so belangrik, dat hy wil die vriend ook wees. Johannes 15 vers 15 sê, ek noem julle nie meer diensknegte nie, omdat die diensknegte nie weet wat sy Heer doen nie, maar ek het julle vriende genoem, omdat julle alles wat ek van my Vader gehoor het, aan julle bekend gemaak het. Met ander woorde, ons is sy vriend vandag. Romeine is hier wat ek net op jou gegee het, sê ons in dieselfde gees. Hy sê in Romeine 8 vers 14 tot 27, maar almal wat in die gees van God gelei word, die is kinders van God. Word nie vandag deur die gees van God gelei. Hy sê hulle is kinders van God. Hy sê, want julle het nie ontvang die gees van slawerny om te weer te vrees nie, maar julle het ontvang die gees van aanneming tot kinders, deur wie ons roep, Abba, Vader. Die Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. Met ander woorde, die Gees van God binne in my bevestig dat ek 'n kind van God is. En as ek kinders is, dan is ek ook 'n erfgenaam.
Luister hierso, jy's 'n erfgenaam. 'n Erfgenaam van God en 'n mede-erfgenaam van Christus. As ons naamlik saam met hom lê, sodat ons ook saam met hom verheerlik kan word. Dieselfde Gees wat Jesus uit die dood uit opgewek het, is die Gees wat in U is. Dit is hoe wonderlik God is. Hy noem ons nie net broers nie. Hy is nie skaam om ons broers te doen. Hy is nie skaam om te erken dat hy ons God is. Hy is nie skaam om sy erfenis met ons te deel nie. Maar dit is daar sodat ons in oorwinning kan leef. Een ek. Ek gaan na 2 Petrus 1 toe en ek lees vanaf vers 2 tot 4. 2 Petrus hoofstuk 1 vanaf vers 2 tot 4. Hy sê vir ons, ek gaan 3 en 4 lees, hy sê immers sy goddelike krag het ons alles geskenk wat tot lewe en Godsvrug dien. Hy sê deur die kennis van hom, waar kom hierdie krag van hom? Deur die kennis van hom wat ons geroep het, deur sy heerlikheid en deug. Hy sê in vers 4 gaan hy sê waardeur hy ons die grootste en kosbare beloftes geskenk het, sodat julle daardeur, luister mooi, sodat julle daardeur deelgenote kan word van die goddelike natuur. Met ander woorde, ons word soos hy. Ons word deelgenote van die goddelike natuur. Nadat julle die verdorwenheid ontvlug het, wat deur die begeerlikheid van die wêreld is. Ons word deel van sy goddelike natuur. Vanmôre wil ek vir u sê, dat u is deel van God se goddelike natuur. Daarom kan die skrif ook vir ons in Filippense 4 vers 13 sê vir ons die volgende, hy sê, ek is tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. Hoekom? Want ek is 'n deelgenoot. Ek is tot alles in staat. Ek is 'n erfgenaam. Ek is tot alles in staat. Hy het my sy naam gegee. Ek is tot alles in staat. Dit is so wonderlik. As ek kyk na 1 Johannes 4 vers 4 sê, julle is uit God, my kinders. Nie uit julle self uit nie. En het hulle oorwin, omdat hy wat in julle is, groter is as hy wat in die wêreld is. Ek wil vandag vir julle sê, daar is niks daar buite in die wêreld wat jy kan terughou. Daar is niks daar buite in die wêreld wat jy kan oorwin nie. As jy toelaat dat die Heilige Gees van God jy lei, as jy toelaat dat die Heilige Gees van God jy krag gee, dan kan jy alles oorwin. Want dit is wat die woord van God vir ons belei. En ek wil vanmôre so vlugtig kyk, en ons gaan vlugtig kyk na die verlore seun. En ons almal ken die storie van die verlore seun. Die verlore seun het by sy pa gekom, sy pa was baie ryk, en hy sê vir sy pa, ek wil my erfenis hê, want ek wil nie meer onder die streng reëls van hierdie huis lewe nie. Ek wil bietjie uitgaan en my lewe geniet. En die pa haal uit sy skatte uit, sy erfenis, en hy gee vir die verlore seun sy erfenis. En die verlore seun van sy erfenis, en hy gaan in die wêreld in, en hy gaan spandeer dit, en hy geniet homself, en die skrif sê hom geniet tussen vriende en al die verkeerde dinge, en uiteindelik toe daar 'n hongersnood in die wêreld kom, toe bevind hierdie seun hom tussen die varke. En hy sit tussen die varke en hy's honger. En hy kyk na die pele wat die varke eet, en hy sê sy tog net sy maag kan volmaak met die pele wat die varke eet, dan sal dit lekker wees. En hy kom tot inkeer en hy besef, hy het 'n fout gemaak. En in Lukas 15 en vanaf vers 18 sê hy, ek sal opstaan, en ek sal na my Vader gaan, en ek sal vir hom sê, Vader, ek het gesondig teenoor die hemel en voor U. En ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. Maak my soos een van die huurlinge. En hy het nie net die gedagte gekry nie. Hy het daar by sy gedagte gesit. En in vers 20 het hy opgestaan en na sy vader gegaan. En toe hy nog ver was, het sy vader hom gesien en innig jammer vir hom gevoel en gehardloop en hom omhels en hartlik gesoen. As ek hierdie versie kyk, dan raak ek altyd, jy weet, bewoon, en dan besef ek, ons hemelse Vader kyk uit vir ons. Hy kyk uit,
Ek gee nou hoe verder van God weg is nie. Ek wil vir u sê, hy kyk uit. Hy wag met 'n verlange om in sy arms te neem. Hy roep dit uit en hy het hom gesoen en sy seun sê vir hom, Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u. Ek is nie meer werd om die seun genoem te word nie. En luister hierna. Maar die Vader sê vir sy diensknegte, bring die beste kleed, trek dit aan. Gee ring vir sy hand en skoene vir sy voete. En bring die vetgemaakte kalf en slag dit. Laat ons eet en vrolik wees. Want hierdie seun van my was dood en het weer lewendig geword. En hy was verlore en is gevind. En hulle het begin vrolik word. Ek kyk na hierdie ding en ek dink hulle noem die verlore seun. En ek dink so baie keer hulle moet dit noem die liefdevolle Vader. Die Vader wat omgee. Die Vader wat uitkyk. Die Vader wat belangstel. Hoe gaan dit met u? Hoe gaan dit met my? En ons kyk, die Vader het vir hom 3 dinge gedoen, 4 dinge gedoen. En ek wil met die laaste hierdie 4 dinge vir u uitwys. Die Vader het hom 'n kleed gegee wat hulle moes aantrek. En toe hulle daai kleed vir hom aantrek, toe gee hulle vir hom eer en hulle gee sy menswaardigheid vir hom terug. En dan word toe sy nie meer in gooiende sakke nie. Toe sy nie meer in verslote klere nie. Hy's gewas. Hy's skoon gemaak. Hy kan weer sy kop optel. Hy kan weer erken word as 'n seun van die Vader. Hy staan op. Toe hulle die ring aan sy vinger sit, toe gee hulle vir hom sy gesag terug. Die gesag wat sê, jy's nie net 'n seun van die God nie, maar jy het van die Vader nie. Jy's nie net 'n seun van die Vader nie, maar jy het reg om namens hom op te tree, en namens hom te handel, want hulle het altyd die ring gebruik om 'n seël te sit op die kontrak wat hulle gemaak het. So hy het die reg om namens die Vader op te tree. En ek wil vir julle sê dat die Vader sit vir ons 'n kleed aan, vir u en vir my. Ons hemelse Vader het vir ons 'n ring gegee. Daai ring is se naam is Jesus. Vandag as hy daai ring gebruik, het hy die gesag en die autoriteit van God. Hy gaan verder en hy sandale aan sy voete gesit. Sandale aan sy voete is 'n teken dat God sê, jy loop nie meer as 'n slaaf nie. Jy loop nou as 'n seun van God. Jy loop nou as 'n waardige man. Want die slawe daai tyd het sonder skoene geloop. Hulle wat nie slawe was nie, het skoene gehad. En hy is nie meer 'n slaaf nie. Ek wil vandag vir julle sê, ons is nie meer slawe van die wêreldse sonde nie. Ons is nie meer slawe van Satan nie. U en ek is kinders van God. Hy het ons skoene aangetrek met die bereidheid van die evangelie, sodat u en ek die boodskap kan uitdra met die gesag van die naam van Jesus Christus. En want ons is aangetrek met die kleed wat vir ons sê, die kleed van lofsang en prys wat God se teenwoordigheid by ons bring. En daarom wil ons sê dat hy die vetgemaakte kalf vir hulle geslag. Die vetgemaakte kalf is nie iets wat jy vir enige iemand geslag het nie. Dit is 'n baie belangrike en spesiale geleentheid. As jy daai vetgemaakte kalf slag, dan moet jy weet daar is nie nog een nie. Jy moet eers weer een vet maak, dit vat 'n tyd. So dit word net vir die belangrikste mense gedoen. Want dit was 'n baie spesiale geleentheid. Hierdie was jy kan amper sê 'n uitspattige geleentheid, wat hulle als die beste uitgehaal het. Want sy seun het teruggekom. Vandag wil ek vir julle sê dat die skrif sê, dat God jubel en juig. Jubel en juig. Die vetgemaakte kalf is nie net Jesus Christus nie. Want hy is die lam van God. Maar hy is ook die kalf. As jy gaan kyk in Markus, dan sê jy sien dat hy is die os, die kalf wat vir ons geslag is. Hy wat ons dien. God het lief. Hy is belangrik vir God. Hy noem homself jou God. Hy noem homself. Hy sê self dat ons is sy broers. En vandag wil ek hê jy moet wegstap en weet dat God het die waardig gemaak. God het die waardig gemaak.
As jy miskien vanmôre hier sit, en jy voel jy's nie waardig nie. Jy voel miskien, dat, jy weet, ek ken nie vir God nie, of ek dien hom nie soos ek hom moet dien nie, en nie wil ek moet saam met die bid, jy kan net jou hand opsteek en sê, bid saam met my asseblief, en ek sal saam met die bid, jy hoef nie bevrees te wees nie, ek wil vir jy sê, hy is nie skaam om jy broer te noem nie, moet nie skaam wees om te sê, Heer, ek het nie nodig, hy is nie skaam om te sê, hy sê God nie, moet nie skaam wees om te sê, Here, ek wil wees God in my lewe erken. En daarom wil ek jy vanmôre aanmoedig. Ek wil vir jy vanmôre sê, maak jouself gereed, sodat God sy lewe deur jy kan uitlewe, dat jy kan lewe in oorwinning, en volle erkenning ervaar, as 'n kind van God. 'n Kind van God wat in oorwinning lewe. 'n Kind van God wat suksesvol is. 'n Kind van God wat heilig is. En die almagtige God dien met alles wat hom is. Mag die Here u seën vandag. Mag jy getrou wees. Ek wil vir die mense sê, wat miskien op YouTube vir ons wil gaan kyk, dat as jy nodig het, om iemand om saam met u te bid, kontak ons. Kontak ons op 082 8263 227. Want u is dit werd. U is dit werd, want Christus het u sy broer genoem. U is dit werd, want God het u sy kind genoem. U is dit werd, want God sê, dat hy is die God. En hy het vir alles gegee wat hy nodig het, om soos hy te wees. Mag die Here u sien. Kom ons sluit ons hoofde. Vader, ek dank u dat u vanmôre in elke hart sal werk. Here, dat u elkeen sal aanraak met die bewustheid, Here, dat hulle kinders van God is. En hulle wat nie kinders is, die Here vra dat u hulle aanraak, Here, dat hulle sal uitroep na u toe. Dat hulle die roeping van hulle naam sal hoor, en dat hulle tot inkeer en redding sal bring, my God. Dankie vanmôre, Here, dat as ons bid, dan bid ons nie verniet nie, Here, ons bid, want ons vra, Here, dat u ons bewus sal maak van dit wat ons het in u. Dat ons, Here, met vrymoedigheid die lewe wat God vir ons gee sal uitlewe, sodat ons 'n impak sal maak op die wêreld daar buite. Dat ons mense sal verander tot eer en verheerliking van die naam. Ons gee aan u al die lof en die eer en die prys in Jesus naam. En hulle wat saamstem sê amen. Halleluja.